Ek wil vanmôre begin met 'n storie. En ek wil 'n storie vertel wat ons as kinders geleer het. Wie weet wat's die? Wie onthou as kind het jy 'n rympie gehad, Humpty Dumpty. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty Dumpty together again. Weet jy, ek het nou hierdie eier verwoes. Dankie tog, ek het gisterand die eier geel en die eier wit uitgehaal. Maar daar's geen vermoë wat ek het om hierdie eier weer te maak soos hy was nie. En weet jy wat, baie keer breek ons lewens in stukke. En dis so dit lyk. En dan vra ons onsself die vraag, hoe gaan ek uit hierdie gemors uitkom? En dan vra ons onsself, is dit moontlik dat goeds kan kom van my lewe? Want, soos jy kan sien, dis eintlik op hierdie oomblik net goed vir een ding en dis om weggegooi te word. Maar die Here het die vermoë om dit wat ons hier sien weer heel te maak. En hoe doen hy dit? En daarom wil ek vanmôre wil ek praat oor 'n onderwerp, is die kerk nodig? En ek wil vandag sê die kerk, die lokale gemeente is nog steeds die plek van hoop. Soos ons vanmôre gehoor het, 'n getuienis alreeds, waar ons gehoor het, waar ons gebid het vir iemand wat die Here aangeraak het, waar die kerk, die liggaam van Christus saam gebid het. Wil ek sê, die enigste plek wat werklik hoop in die wêreld vandag kan bring, is die lokale gemeente. Nou, as die lokale gemeente reg werk, dan is dit 'n wonderlike plek. As hy nie reg werk nie, dan is dit ook nie so wonderlik nie. Maar die lokale gemeente is nog steeds, soos Timoteus sê, die draer van die waarheid. Die lokale gemeente can put Humpty Dumpty together again. Die lokale gemeente, deur die krag van God wat deur hom werk. En daarom wil ek vanmôre 'n woord bring, en die woord wat ek wil bring is kerk nodig. Is kerk nodig? Na COVID het die siege van die mens so verander, dat ek het met baie mense te doen gekry wat sê, man, dis baie lekkerder om by die huis te sit en te luister na kerk op TV as wat dit is om kerk toe te kom. Soos die een oom in die gemeente waar ek was, het eendag toe sê hy vir my, Sjaal, dis beter om by die kerk te sit en te verlang na die viswaters as by die viswaters. Of by die viswaters en te verlang na die kerk, as by die kerk te verlang na die viswaters. Toe sê ek, oom, mag jy nooit verlang na die viswaters terwyl jy in die kerk sit nie. Mag jy nooit op 'n punt kom dat die kerk vir jou so onrelevant raak en so vervelig raak, dat dit nie relevant is nie. Kerk moet relevant wees. En kerk het dit te doen met my alleen. Die kerk is te doen met ons as liggaam van Christus. En daarom wil ek vanmôre met jou praat oor die woord kerk, en ek wil begin waar hy die eerste keer in die Bybel voorkom. Die eerste keer waar die woord kerk of gemeente in die Bybel voorkom, het Jesus gepraat van kerk. In Matteus 16:18 of Matthew 16:18 kan ons gaan lees, en ek wil hê ons moet dit saam lees. Dis Jesus wat hier praat. Dis Jesus wat hierso vir my en met jou praat in Matteus 16:18, en hy sê, en ek sê ook vir julle, vir jou, en hy sê dit vir Petrus, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou. Die openbaring wat jy het, Petrus, sal ek my gemeente bou, of my kerk bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Baie mense maak die stelling en sê, ons moet kerk gaan wees, en ons moet nie net kerk hier na die kerk toe gaan nie. En dis 'n mooi stelling, maar dit is nie noodwendig altyd 'n Bybelse stelling nie. Want om kerk te wees,
En om 'n kerk te word is om saam te kom as gelowiges, want die woord sê dit ook. Die woord vir kerk is die Griekse woord ekklesia. Toe Jesus gesê word kerk, die woord kerk beteken ekklesia, wat kom uit twee woorde, ek wat beteken om uit van of uitgeroep te word, en kaleo wat geroep word, uitgeroep te word uit die wêreld. Om uitgeroep te word uit die wêreld, en as 'n groep mense saam te kom, en die naam van die Here groot te maak. Dis wat kerk beteken. Die kerk, ja, jy moet kerk wees, ek verstaan dit, maar om werklik kerk te wees, soos Jesus het bedoel het, is as ons as gelowiges saamkom en die naam van die Here groot maak. Nou, die Grieke het die woord ekklesia gebruik, om 'n parlement te beskryf. Nou, hulle het dit beskryf, dis wat die woord eintlik was, as die Grieke gepraat het van parlement, of die parlementsitting, dan het hulle eintlik gesê, die ekklesia kom saam. Hulle was uitgeroep uit die volk uit om die parlement te maak, sodat die parlement besluite kan maak oor die volk. En dit was die ekklesia wat besluit is. Nou, hulle was 'n groep mense wat uitgeroep was. Net so is ek en jy 'n groep mense wat uit die wêreld uitgeroep is. Ons is uitgeroep deur die werking van God se Gees om saam die ekklesia te maak. En as ons saamkom, wat 2 of 3 in sy naam vergader, daar is hy. Nou weet jy, dit maak kerk. Hierdie wat hier saam gebeur, maak kerk. Die feit dat ons mekaar lief het, die feit dat ons mekaar elke week sien, maak kerk. Jy sien, ons as kerk is uitgeroep om as gemeenskap van gelowiges uit die wêreld geroep te word, deur die liefde van Jesus, om die koninkryk van God te demonstreer in 'n verlore gaande wêreld. Om die koninkryk van God te demonstreer, sodat Humpty Dumpty nie meer Humpty Dumpty is nie. Sodat die krag van God in en deur die liggaam van Christus gemanifesteer kan word. Daar's niks so mooi as die liggaam van Christus bedien nie. Nou 1 Korintiërs 14 praat van die 9 gawes van die Heilige Gees. Daai 9 gawes is vir die kerk gegee. En dis wat Jesus gedoen het. Sy doel waarom hy na die kruis gegaan het, was om geboorte te gee aan die ekklesia, aan die kerk. Dit was sy enigste doel. Sy doel was sodat ek en jy die gawes van God se Gees kan beleef in en deur die gemeente, sodat mense vrygemaak kan word. Nou, Romeine sê dit mooi, hoe ek en jy uitgeruk is. In die message vertaling sê, Romeine 6 vanaf vers 1 tot 3 sê, so what do we do? Keep on sinning, so God can keep on forgiving? Hy vra 'n vraag, Paulus. Gaan ons nou aanhou sonde doen, sodat God moet aanhou vergewe? Dan sê hy, I should hope not. Ek hoop nie so nie. If we leave the country where sin is sovereign, how can we still live in our old house there? Or didn't you realize we pack up and left there for good? That is what happened in baptism. When we went under the water, we left the old country of sin behind. When we came up out of the water, we entered into the new country of grace, a new life in a new land. A new life in a new land with new family. Hoor mooi. Dis so belangrik wat ek nou sê, want jy sien toe Jesus kruis toe gegaan het, en hy op die kruis gaan hang het, toe het hy een ding in gedagte gehad, ek gaan 'n groep mense roep, 'n ekklesia roep, en ek gaan hierdie ekklesia gaan ek roep, en ek gaan my gees op die ekklesia uitstort, die kerk uitstort, sodat die krag van God deur hulle gedemonstreer kan word. Die enigste doel waarvoor Jesus kruis toe gegaan het en opgestaan het, was sodat ek en jy deel van sy gemeente kan wees, sy ekklesia. Nou Handelinge 2 was die geboorte van die kerk. Handelinge 2 vers 44 sê, en almal wat gelowig geword het, was by mekaar, en het alles gemeenskaplik besit, en hulle het eiendomme en besittings het hulle verkoop, en die opbrengs onder almal verdeel,
volgens wat elkeen nodig gehad het. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoud van hart geniet. Men hulle het twee goed gedoen, hulle het huisselle gehad, huis tot huis, en dan het hulle ook by die tempel by mekaar gekom. Nou waarom het hulle het op die Sabbatsdag by die tempel by mekaar gekom, maar daagliks huis tot huis by mekaar gekom? Nou waarom het hulle so? Want jy moet nou verstaan, na Petrus sy eerste preek gepreek het. Kyk, hy het gepreek, laat die spoeg spat. En kyk wat gebeur na Petrus sy eerste preek in Handelinge 2:41. Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop, en daar is op daardie dag omtrent 3000 siele toegevoeg. Daar was geen plek in Jerusalem, geen huis in Jerusalem, kon Sabbatsdag 3000 mense vat nie, maar die tempel kon. Die tempel kom, dit meen die Grieke of die Romeine het eintlik die Christene nie gesien as Christene, maar hulle het gesien as 'n wegbreek splintergroep van die Jode. En daarom kon hulle die wegbreek splintergroep wat hulle as Jode eintlik gesien het, kon in die tempel by mekaar kom as Christene. Men, as die Jode klaar hulle rituele gedoen het, dan die Christene, daai 3000 het sommer saamgekom, of hulle in die veld, of waar ook al, want dit nie oor die gebou gegaan het, dit het oor die mense gegaan, die eklesia gegaan, die liggaam gegaan, en hulle het by mekaar gekom, en waar hulle by mekaar gekom het, het hulle in eenvoud saamgekom, breking van brode, en in eenvoud het hulle vir mekaar bedien, en ek wonder hoe was daai eerste kerk gewees? Ek wonder, daar was nie noodwendig vandag die musiek wat ons het nie, daar was nie noodwendig die teologiese boeke en goed nie, hulle was besig om die boek te word, wat geskryf is. Al wat die disciples vir hulle gesê het, hulle het een vraag gevra, as jy tot bekering gekom het, is jy gedoop? Is jy gedoop? Die tweede vraag, nadat jy gedoop vraag, is jy gevul met die Heilige Gees? Want daai twee goed het gemaak dat jy kerk is. Die krag van God se Gees, en die feit dat jy die ou lewe met sy sonde gelos het, en in die nuwe lewe opgestaan het, in die nuwe land met die nuwe lewe van oorwinning. Nou as jy daai twee goed gehad, sê ek, nou is jy kerk, maar nou is jy deel van die liggaam van Christus, nou is jy die eklesia. Nou ons het dit baie moeilik gemaak, maar die feit van die saak is, jy om eklesia te wees, was jy uitgesonderde groep gewees, jy was afgesonder, inteendeel, dat jy was nie net afgesonder, jy moet ook weet, toe jy deel geword het van die eerste kerk, is die volgende ding wat jou gaan volg, is vervolging. Die eerste kerk was vervolg. Die eerste kerk moes vlug vir hulle lewe. 70 na Christus, toe moes hulle vlug vir hulle lewe, toe die diaspora of die verspreiding plaasgevind, toe is die tempel verwoes, en toe elke Christen moes toe vlug vir sy lewe, en toe is hulle in die wêreld versprei. Nou, weet jy wat, daar was die tyd, met respek gesê, van nonsens nie. Die enigste ding wat belangrik was dat ons saamkom om God te verheerlik, en dat die krag van God deur ons lewe sigbaar word. Die eklesia, die kerk, die samekoms van gelowiges. Nou, die kerk is die bruid van Jesus. Jy is bruid. Al is jy nou man, jy's bruid. Ok, hier's 'n klomp bruide hier vandag, nee, ons is bruid van die Here. Die kerk is die liggaam van Christus. As 'n liggaam net 'n kop het, is dit 'n horror show, is dit waar? Maar ons is deel van die liggaam en Jesus is die hoof. Ons is liggaam, ons is bruid. Ons is die familie van Christus. Weet jy wat familie beteken? Ons fight vir mekaar, ons staan vir mekaar. En dan ook, Jesus het die kerk lief gehad, dat hy sy lewe vir die kerk gegee het. As jy nou gaan kyk na die woord van die Here, en jy kom by Efesiërs 5, hierso vanaf vers 20 af, en sê mans, julle moet julle vrouens lief hê, soos Christus die kerk lief gehad het. Nou, hoe het Christus die kerk lief gehad? Hy het sy
lewe gegee. Nou as jy die kerk nie lief het nie, gaan jy 'n probleem hê want Jesus het sy kerk lief. Nou jy moet ook lief hê wat Jesus lief het. Is die kerk volmaak? Nee, verseker nie. Kyk net na die ou langs jou, dan sien jy dit. Of kyk voor jou. Die kerk is nie volmaak nie, dis onvolmaakte mense. Maar die Here kom werk deur onvolmaakte mense. En daarom kan jy nie sê jy's deel van die kerk en jy's nie in 'n kerk. Dan is jy nie in 'n kerk nie en jy is nie deel van die kerk. Baie mense sê, ek is ook deel van die kerk. Nee, jy moet in 'n gemeente vasgemessel wees. Jy moet deel wees van 'n lokale gemeente om gewig te help dra. Nou, gaan jy van almal hou in 'n kerk? Ek glo nie. Ek glo nie, want party dae sê ook nie vir jou pappa en mamma en jou boetie en jou sussie so lief soos wat jy party dae is nie. Party dae is jy minder lief, is dit waar? Wees nie deel van boeties en sissies en 'n familie. Maar weet jy wat? Ons is family. We stay together, we grow together. Is dit waar? En dis ook kerk, dis ook hoe God wil hê kerk moet wees. Nou, hoor mooi, wat is die hoofrede waarom jy in die kerk moet wees volgens Jesus Christus? Matteus 16:18 sê, en ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots, die openbaring wat jy van my het Petrus, sal ek my gemeente, my eklesia bou. Nou hoor hierdie volgende woorde, en die poorte van die doderyk sal nie sal die kerk, die eklesia, nie oorweldig nie. As jy nie deel is van 'n kerk nie, dan is jy oop teiken vir die duiwel om jou aan te val. Want as jy deel is van 'n kerk, kan die poorte van die doderyk jou nie oorweldig nie. Dis 'n openbaring. Dis 'n openbaring. As jy weet jy is deel van 'n gemeente, dan het jy eintlik 'n covering. En die covering wat jy het, is dat jy het nou vrymoedigheid, want jy is onder gesag. Jesus het gesê, die poorte van die doderyk, of sal die kerk nie oorwelde nie. Nou, as jy mooi dink aan poorte, of hekke, ek het nog nooit gesien dat 'n hek veg nie. 'n Hek kan nie veg nie. Ek weet nie van jou hek by die huis, as jy by die huis aangery kom, dan haal jy jou 9mm uit, dan sê jy, vandag skiet ek my hek. Hekke kan nie veg nie. Hekke kan nie veg. Nou, waarom sal die Bybel sê, die poorte van die doderyk sal jou nie oorweldig nie? Weet jy, want poorte of hekke is 'n deur van, wat wys, daar's goed wat in en uit kan beweeg. En die poorte van die doderyk, die helse magte, kan in en uit beweeg, maar hulle kan jou nie oorweldig nie, want daar's 'n groter hek met 'n groter waarheid. En Jesus het die dood en die doderyk oorwin toe hy op die kruis gesterf het en opgestaan het uit die dode uit. Toe kan die poorte van die doderyk kan jou nie oorweldig nie. But you must be part of a church. If you're not part of a church, the gates of hell will prevail en hy sal jou oorweldig. Nou weet jy wat doen die duiwel? Hy divide en hy conquer. Hy divide jou, hy skei jou, and then he will conquer you. Nou weet jy wat, hoe divide hy jou? Dis maklik om divisie te bring. Dis maklik. Dis in die huwelik is dit ook so. As hy jou kan skei van jou huweliksmaat, then he can conquer. En net so is dit ook in die kerk, as hy kan maak dat jy van Pietie of Kosie nie hou nie. Raai wat, dan isoleer jy jouself. Want ek wil nou nie Sondag kerk toe gaan nie, want eintlik wil ek nie vir Pietie sien nie. Want Pietie het my nou seer gemaak. Maar weet jy gaan toe nou nie vir Pietie kerk toe nie. Jy gaan kerk toe vir die covering in die geesteswêreld. Because when you're part of a church, you've got covering. En mense wat hulle losmaak van die kerk vir watse rede ook al, wil ek vandag vir jou sê, is jy 'n oop teiken vir die bose magte. As ons praat van geestelike oorlogvoering, wil ek sê, een van die belangrikste dinge van geestelike oorlogvoering, is wees deel van 'n liggaam. As jou arm, as ek my arm vat en ek kap hom af, wat ek nie wil doen nie,
vir demonstrasie gewys nie. Kan ek vir jou sê, na 'n ruk, hulle sê of 'n vinger, ek onthou, ek was op skool gewees, en ons was in basiese tegnieke, en ons het so gelatine gehad, ek sal het nooit vergeet nie, en ons het soke plate gesny, en een van die oukies het die plaat so gesny, en hy druk hy gelatine, jy trap hom so met jou voet, dan kom hy lem so af, en toe hy weer afkom, toe sien hy, dat meer as 'n plaat gesny, sy vinger het ook gesny, en toe is die vinger weg, die een lid, en nou is dit 'n klomp seuns, hulle wil nie daai vinger optel nie. Dis bietjie gaga. En toe het ons 'n kraspen, wie weet wat 'n kraspen? Dis so 'n ding met 'n punt. En toe vat die een ouetjie 'n kraspen, hy klap daai vinger so, en hy druk hom, en hy gaan sê, kom ons gaan na die siekeboeg toe, en hier gaan ons by die siekeboeg, juffrou, hier is sy vinger. Maar die bloed het geloop, en die vinger was af. Maar hulle sê, as jy vinnig genoeg daai vinger, nie in 'n kraspen nie, druk nie, maar as jy hom vinnig genoeg by 'n dokter kry en hom aanwerk, kan hy nog terugkom. Ek weet nie of hy sy funksie gaan terug hê nie, maar hy gaan ten minste op sy hand wees. Maar wat ek wel weet is, dieselfde met my en jou. As die duiwel ons kan kry, dat hy ons kan afsny en isoleer, gaan jy doodgaan op jou eie. Ek wil vir jou sê, die gevaarlikste plek op aarde, is om jou te isoleer van die liggaam van Christus. Van die eklesia. Want die magte van die doderyk sal jou nie kan oorweldig nie, as ek in die liggaam van Christus ingemessel bly. Weet jy wat, ek is nie in die kerk vir jou onthaalwe nie, ek is vir my eie onthaalwe. Om geestelik beskermd te wees, dat die geesteswêreld geen mag het oor my. Die geesteswêreld neem eintlik net notisie van die kerk. Hoe weet ek dit? Jesus sê dit, die magte van die doderyk sal die kerk nie oorweldig nie. Die kerk word beskerm deur die engele. Nee, isolasiegroepie, nee, ons is ook deel van kerk, maar eintlik weet ons nie wat ons doen nie. Julle ken sulke groepies. Ons is nie lief in die kerk nie. Nou, weet jy wat, dan is jy nie lief vir wat Jesus voor lief is. Jesus is lief vir sy kerk. Jesus het nooit gesê die kerk is volmaak nie. Maar Jesus het wel geweet, dat die kerk is die plek waar hy sy heerlikheid wil demonstreer. Die lokale gemeente is die draer van die waarheid. Die geesteswêreld sal alleenlik notisie neem, as die kerk begin bid soos hy moet bid. Nou waarom weet ek dit? Die volgende vers. Vers 19. Matteus 16:19 sê, en ek sal jou die sleutels, hoor mooi, ek sal vir die kerk, die eklesia, die sleutels van die koninkryk van die hemel gee. Hoor mooi, die kerk en die koninkryk is nie sinonieme terme nie. Baie mense sê, ek is deel van die koninkryk en ek is deel van die kerk. Nee, dis nie sinoniem nie. Die kerk kry die sleutels. Die kerk, die eklesia kry die sleutels van die koninkryk. If you're not part of the body of Christ, if you're not part of the church, you don't have the keys of the kingdom. Jy het geen sleutel as jy nie deel is van die liggaam van Christus nie. Die koninkryk se sleutels lê by die kerk. Dis wat Jesus sê, dis nie wat ek sê nie. En weet jy wat is interessant, as jy dit begin besef, dan kry Matteus 6:33 'n totale ander betekenis. Soek eers die koninkryk van God en dan sal al die ander dinge. Die meen wat sê, if you're part of the church, then you got right to the keys, dan jy reg tot die sleutels, en dan kan jy die koninkryk van God soek. Maar jy kan nie die koninkryk van God soek en nie deel van 'n kerk wil wees nie. Then you'll have no keys. Dan jy 'n bos sleutels wat niks beteken nie. Dan jy eintlik net die ringetjie wat sê ek is koninkryk, maar eintlik is daar nie krag in daai sleutels nie. En daarom sê Jesus, en ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee. En dan hoor jy so, wat jy, wie's jy? Die kerk. Wat julle as kerk dan ook op aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook al op aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Die hemelse,
Die hemel neem alleenlik notisie van die kerk wat die sleutels van die koninkryk het. Net die kerk wat die liggaam van Christus is, wat die bloedgewaste liggaam van Christus het autoriteit in die geesteswêreld. Net die kerk sal die engele kom en op aandag staan en sê, dit wat nou gespreek word, moet waar word met die sleutels. Nou baie mense, nou die duiwel weet, wat wil hy regkry? Hy wil ons isoleer, want hy wil ons sleutels wegvat. Hy wil eintlik hê, jy het sleutels, maar dit beteken niks nie. Nou die beste plan wat die bose kan hê, is maak wat sleg? Die kerk sleg. Nou dink 'n bietjie wat gebeur op hierdie oomblik in China. Dink wat gebeur in die lande wat vervolging plaasvind. Wat word vervolg? Die kerk. Wie wil doodgemaak word? Die leiers van die kerk, die predikers, hulle koppe word onthoof by van die lande. Want die duiwel weet, as die kerk nie bestaan nie, dan staan nie meer krag nie, en dan het ons nie autoriteit nie. God het nog nooit, die Here het nog nooit 'n ander plan as die kerk nie. Toe Jesus aarde toe was sy originele plan, die kerk. En daarom wil ek vandag vir jou sê, jy kan baie goed sê van mense in die kerk, jy kan dink goed van mense in die kerk, maar dit bly nog steeds God se nommer 1 plan. Daar's 2 goed wat die Here ingestel het. En dis die 2 goed wat die meeste aangeval word op hierdie oomblik in die wêreld. Die eerste ding is die kerk. Geloof my, daar's 'n aanval teen die kerk, die liggaam van Christus. Die tweede ding is die huwelik. Gaan kyk maar, daar's 'n aanval en dis albei instansies wat die Here ingebring het. En die duiwel sal wat wil gee, dat die liggaam van Christus, die kerk tot niet moet gaan. En waarom was COVID? Was om die kerk te isoleer. Was om die kerk se stem stil te maak. Dis al wat COVID was. Maar die duiwel het dit nie reg gekry nie. Want daar was kerke soos ons wat oop gebly het. Waarom? Want kerk kan nie kerk wees as daar nie mense is nie. Jy kan nie kerk wees in jou sitkamer nie. Jy kan kerk wees as gemeente saam, eklesia saam. Die samekoms van gelowiges. Nou weet jy wat is die probleem, as ons nie meer kerk is, soos die woord wil hê ons moet kerk is, dan verloor die wêreld baie meer as wat hulle dink. Die wêreld dink vandag, hulle kan sonder die kerk bestaan, maar die kerk is eintlik maar, ons is die sout van die aarde. Ek het sout vir elke ou gegee. Want ek wil hê jy moet nooit vergeet, as jy deel is van die liggaam van Christus, die kerk, dan is jy sout. Nou Matteus 5 vers 13 sê, julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, 'n lawwe kerk, het sy krag verloor. Nou laf bedoel ek, dat jy laat die Heilige Gees nie meer toe, om te doen wat hy wil. Wat jy besluit vir die Here hoe hy moet beweeg, en dan kom daag jy op en sê, Here kom, jy kan tussen 9 en 9:15 kan jy werk, en dan moet jy nou, of Here, jy mag daar werk en hier nie. Dis 'n lawwe kerk, hoor. En weet jy wat, al gaan hierdie gemeente 2 dienste, gaan ons nie 'n lawwe kerk word nie. Die Heilige Gees sal welkom altyd weer. As ons moet oorgaan, en die Gees van die Here werk, en ons gaan in die tweede diens, dan gaan ek vir die tweede ouens sê, sorry, jy moet maar nou maar aanval. Want waarom? Want die Heilige Gees, dis sy kerk. Want dis wat Jesus bedoel het, dat hy sy Gees uitstort oor alle vlees. Want jy kan nie kerk wees sonder die leiding en die werking van die Heilige Gees nie. Nou sê hy, maar julle as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Hoe sal die wêreld weer smaak kan kry, as die smaak nie uit die kerk kom nie? Ons moet frustrasie bring, met respek gesê. Nou sout, sit hulle, as hulle dit op vleis gooi, sout trek nie in die vleis nie, ek weet nie of jy dit weet nie. Sout plak aan die vleis. Dit beteken jy kan die vleis afspoel, en dan kan jy heel moontlik weer die smaak wegvat. Nou ons trek nie in die wêreld nie, ons is in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. Maar as ons gaan plak in die wêreld, en raai wat, dan verander die wêreld, soos, hey, ek wil soos jy raak. Ek like nogal jou, dan wil hy deel van die kerk word.
Maar ons moet sout wees. Die kerk moet sout wees, maar hulle moet ook as sout by mekaar kom. Julle hoor wat ek sê. Om eklesia te wees, moet ons saamkom, maar ons moet ook uitgaan en die mense daar buite inbring. Nou sê hy, waarmee sal ons gesout word? Dit deeg nêrens meer voor as om buite gegooi en deur die mense vertrap te word. Wanneer word die kerk vertrap deur die wêreld? Wanneer ons nie meer kerk is nie. Wanneer ons nie meer eklesia is nie. Wanneer ons nie meer saamkom nie. Wanneer ons nie die Heilige Gees toelaat om te werk nie. Wanneer ons nie die woord van God toelaat om sy doel te bereik nie. Wanneer ons nie liefde tussen mekaar is nie. Wanneer ons begin om nie kerk te wees nie, dan trap die wêreld op die kerk. Wanneer lyk die kerk die slegste in die geskiedenis? Is wanneer die kerk hulle eie planne volg en nie God se plan volg nie. En weet jy wat is herlewing? Herlewing is niks anderste as die Here wat die kerk weer terugbring by die oorspronklike plan wat hy gehad het. Dis herlewing. Wanneer die kerk herlewing nodig? Want herlewing begin by die kerk. Is want oordeel begin by die huis van die Here. Die kerk het herlewing nodig as hulle nie meer kerk is nie. En wat is kerk? Wanneer ons sê, Here, ons kom saam as gelowiges, sodat sy teenwoordigheid, God se teenwoordigheid, tasbaar in ons midde gesien kan word. Kerk is 'n afgesonderde groep mense wat op 'n plek by mekaar kom. Het hoef nie noodwendig 'n gebou te wees wat sê kerk nie. Hierdie is nie 'n kerkgebou nie, maar ons is kerk. Dis 'n kerk wat gelowiges saamkom, waar hemel aarde toe inkom, waar die hemel aarde invul met God se teenwoordigheid. That's an invasion of God's power on earth when church comes together. Dis 'n invasion. Wil jy God moet in 'n gebou in beweeg en hy moet lewens verander? Then we need to come together as church. Dis al hoe dit werk. En weet jy wat, dit het nog nooit verander nie. Ons verander dit. Weet jy waarom verander ons dit? Want dit pas nie noodwendig by ons tydskedule partykeer aan nie. Ons verander dit, want weet jy, dis nou nie meer populêr om te bid vir mense in kerk nie, want jy weet, mense is besig, hulle wil vir hulle familie gaan kuier. En dat ons sulke goed wat ons sê, maar eintlik is ons besig om nie kerk te wees nie. Ek wil vandag vir jou vra, ek het jou nodig. Somtyds het ek ook gebed nodig, en ek het meer as net onuitspreeklike gebedsversoekie nodig, wat sê, ek bid vir jou met armpies op jou foon, julle weet daai. Daai handjies, julle weet daai. Ek het meer as dit nodig. Ek het partykeer nodig dat iemand sy hand op my skouer kom sit en saam met my bid. Wat tot 2 of 3 oor enige saak saamstem, so sal dit wees. Ek het partykeer nodig dat ons in die gees 'n ding deurveg. Nou, hoe gaan dit gebeur? Binne die eklesia, as liggaam van Christus. Nou, ek wil afsluit. Baie mense kan vra, waarom wil ons 2 dienste hê? Eerstens, wil ons 2 dienste hê wat ons skep ruimte vir meer. Jy weet, jy moet ruimte skep vir God om te werk. Nou, daar's 2 maniere om in hierdie gemeente ruimte te skep. Die een manier is, kry 'n gebou. Okay, ons is op pad soontoe. Die tweede manier is 'n tweede diens. Nou gaan mense sê, ja, maar ons is nie 100% vol nie. Ons is so 70% vol, 80% vol. Nou die geskiedenis sê, en selfs wetenskaplik is dit bewys, as 'n gebou 80% vol is, dan wil mense nie meer kom nie, want mense wil nie, mense het 'n gewoonte, meeste mense, nie alle mense, hulle gaan op 99.9 staan hulle op en dan jaag hulle kerk toe, hulle tog eens hulle hare behoorlik gekam nie. En dan stap hulle in en sê, nou, waar gaan ek sit vandag? Hier is nie plek nie, maar as daar plek, maar hier is nie plek nie. Mense hou nie daarvan as daar nie plek is. Dis 'n natuurlike ding. Okay. Dis nommer 1, ons wil ruimte skep. Nommer 2 is, ons plant 'n gemeente in die gemeente. Word ons 2 gemeentes, maar ons is nog steeds 1 gemeente. Dis 'n planting. Dit beteken, weet jy wat, ons skep ruimte dat die gemeente kan groei. Nou wil ek vir u vra, jy moet dit 'n jaar kans gee. Ek verstaan winter is interessant. Mense hou nie van om die winter op te staan nie. Ek verstaan dit.
En veral as jy nou nog 6 uur of 7 uur, 6 uur moet opstaan, is nog donker, en jy het jou warm kombers die hele aand aangehaat. Maar weet jy wat, ek wil jou vra, kom kerk toe, jy het nou 'n voorreg, jy kan kies tussen 8 uur of 10 uur, jy kan die warm diens kry, of die koue diens. Maar binne gaan albei warm wees met die gees van die Here wat werk. Nou hoor waarom ek dit sê, ons wil ruimte skep, ons bid elke week, Here, voeg mense by. Nou skep ek ruimte, en ek sê, nou skep ons ruimte, sê, Here, nou moet die mense byvoeg. Nou moet ons hierdie sitplekke vol kry, oor 'n jaar van nou af. Dit gaan nou ongemak wees, ek weet dit. Maar oor 'n jaar van nou af, gaan ons veral volgende jaar ons ingaan, want julle weet wat gebeur Januarie. Nuwejaarsvoorneme, het julle al daai goed gehoor? Almal gaan gym toe. Gymkontrakte word meer, nee. En almal sê, nou moet ek weer my lewe regkry met Here. Dan is daar ruimte. En as ons Januarie gaan slaan, ons gaan deurgaan, want ek glo ons gaan groei, maar as ons by Januarie kom, gaan hierdie plek vol wees, met 2 dienste. Amen. En weet jy wat, dan sien die Here ook ons hart, dan gaan ons ook 'n gebou kry. En dis, ek voel net, die Here kan nie niks sien, hy kan iets sien. En ons bid elke week 'n gebed, nou dis tyd om te sê, Here, ek gaan nou my pel saambring, en ons gaan 2 dienste hê, maar ons gaan nie 1 diens aan water. Die Heilige Gees gaan nog steeds welkom wees, want dit is sy kerk. Amen. Want ons is die eklesia, ons is die kerk. En daarom wil ek vanmôre, wil ek hierdie woord gebring het. En ek wil sê, weet julle wat gebeur, as die kerk saamkom, dan word Humpty Dumpty, nie meer Humpty Dumpty nie. Dan kom herstel die Here Humpty Dumpty. Ek kan nie, eerlik, hy gaan nou asblik doen. Maar by die Here gaan ons nie asblik doen. Die Here gebruik die kerk om mense te genees. Amen. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanmôre kerk kan wees. As ons so saamkom as ons kerk, en Here, baie goed kan gebeur, wonderwerke kan gebeur, waar die liggaam van Christus saamkom. En Here, ons kan nie bekostig om nie hier te wees, want ons gaan uitmis. Ons weet nie wat U wil doen nie, ons weet nie wie U wil aanraak nie, ons weet nie wie U wil bevry nie, ons weet nie wie U wil red nie, en ons weet nie wie U wil genees nie. Here, U doen dit bonatuurlik, deur die liggaam. En Here, ons wil dit nooit verloor nie, daai verrassingselement, waar U opdaag, U teenwoordigheid en lewens verander, wil ons nooit verloor nie. En Here, ons wil nooit in 'n ritueel verval, dat ons dit verloor nie. Daarom wil ons altyd sê, U is welkom om 'n brandpunt te beweeg, soos U wil. En Here, al is dit 'n bietjie ongemaklik, Here, somtyds. Here, wil ons vlees eenkant skuif en sê, laat U wil geskied. Laat U koninkryk kom, soos in die hemel, so ook op aarde. En ons dank U daarvoor, Vader, in die naam van Jesus. Amen.